Goeienaand geliefdes en baie welkom by hierdie geleentheid waar ons ook Hemelvaartdag herdenk vanaand. Ek gaan begin deur vir ons 'n gebed te doen aan die hand van Gesang 284 en daarna ook die fotum en die seëngroet. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Laat Heer u vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar u liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in u, o Heer. Laat Heer die vrede deur my vloei en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil u lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. Laat Heer u vrede deur my vloei. Leer my om ook soos u te kan vergeef en maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander u al meer in my kan sien. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself en ook eerder te gee as te verwag. Die Here is ons lig en ons redder. Vir wie sou ons bang wees? Die Here is ons toevlug. Vir wie sou ons vrees? Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanaand kom uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte uit Lukas 24 vanaf vers 44 tot en met vers 53 en dan ook Handelinge 1 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Daarna sê hy vir hulle: dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle: so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgewef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. En dan Handelinge 1, my eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke
van die wêreld. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat daaruit lees, dit glo en ook elke dag daarvolgens probeer leef. Liefdes, ons gaan nou 'n verootmoedigingslied sing, Vong 70 voor die prediking. Geliefdes, hulle sê dat jy blykbaar iemand baie goed kan leer ken as jy kyk hoe hulle wag. As jy hulle dalk 'n bietjie toets en in 'n situasie plaas waarin hulle geduldig moet wees. Ek moet erken, in my eie lewe sou ek nie baie goed op 'n puntestaat gevaar het as jy moes kyk na my terwyl ek besig is om te wag nie. Ek het dalk 10-1 heel laaste in die ry gestaan, want om te wag is seker een van die moeilikste dinge om te doen. Om geduldig te bly in 'n situasie is volgens my een van die moeilikste dinge in my eie lewe om te doen. Niemand hou daarvan om te wag nie, en as u dalk jouself so 'n bietjie herinner ook aan 'n situasie waaraan u moes wag, wonder ek hoe u ook dalk gereageer het. Ons ken dit baie goed in die stad om in die verkeer te sit en te wag. Niks wat ek daaromtrent kan doen nie. Ek kan nie die tyd vinniger laat verbygaan nie. Ek kan ook nie die tyd stadiger laat verbygaan nie, want hier sit ek nou. Deesdae sien ek dit nogal baie waar ek ook in 'n ry moet staan om by 'n kruidenierswarewinkel in te gaan. En ek ry dalk sommer verby die winkel ook as ek sien die ry raak nou net te lank. Hoeveel keer wag u nie deesdae om in te skakel by 'n Zoom-vergadering of dalk 'n Teams-vergadering, selfs 'n wagkamer waarin jy moet wag totdat die persoon jou inlaat, sodat jy deel kan wees van die vergadering. Dalk op hierdie wyse waarop ons kerk hou deesdae. U wag selfs vir die preek om te begin. In die Christelike lewe, broers en susters, is wag een van die moeilikste aspekte. Jesus beloof het dat hy sou terugkeer aan sy disippels, het hy vir hulle die opdrag gegee om te wag. Dit is baie makliker gesê as gedaan, want kom die vraag dadelik seker by die disippels op en by u en my ook, maar wat moet ek intussen doen? Is daar iets wat jy van my verwag? Is daar iets wat ek moet doen terwyl ek wag? Geliefdes, so kom die vraag by my op, en ek is seker ook so kom dit by u op, en het dit ook by die disippels opgekom. En dan moet ek iets doen. Die disippels en u en ek moet iets hier duidelik hoor, ook in die gedeeltes wat ons saam gelees het vanaand, maar ook in ons eie lewe elke dag. Dit wat God
in ons doen terwyl ons wag, is net so belangrik soos dit waarvoor ons wag. Hoor dit weer vanaand. Dit wat God in ons doen terwyl ons wag, is net so belangrik soos dit waarvoor ons wag. Geliefdes, wag en dan Bybelse wag is nie 'n passiewe wag vir iets om te gebeur wat ons in staat sal stel om ons probleme te ontkom nie. Ook nie om dit te ontduik nie. Dit is nie 'n manier om die onaangename werklikheid waarbinne ons leef te laat verbygaan. Die wat wag is juis die wat moet werk. Omdat hulle weet dat hulle wag nie te vergeefs is nie. Liefdes, wag is een van die moeilikste take in ons lewe van vandag. En gelukkig het ons ook goeie voorbeelde van wat dit beteken om te wag vanuit die woord van God. Om te wag beteken steeds om besig te wees. Hoe dikwels dink ons nie dat wag 'n passiewe ding is nie. Ek sit nou maar agteroor met my arms gevou en dan wag ek maar vir die dag van môre. Ek sit met my arms gevou en wag dat hierdie situasie verby moet gaan. Ek sit en wag met my arms gevou met die hoop dat iets sal verander. Liefdes, wanneer ons lees oor wag in die Bybel, uit die woord van God, beteken wag om aktief besig te bly. En seker een van die beste voorbeelde kom uit Psalm 130 vers 5 en vers 6 wat sê: Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. In die Bybelse tyd, geliefdes, was daar wagters gewees wat op die mure gestaan het en moes uitkyk tydens die donkerte vir vyande wat dalk moontlik dit sou waag om hulle aan te val. Hulle moes gereed wees om enige oomblik te reageer. Enige oomblik was hulle gereed gewees vir dit wat moontlik kon gebeur. En so het hulle gewag tot die son opkom. Hulle was waaksaam en hulle was gehoorsaam, gereed om te reageer indien dit sou nodig wees. Maar aan die ander kant het wagte nie dinge noodwendig van self laat gebeur nie. Hulle kon nie reageer as daar nie vyande was nie. Hulle kon nie iets doen alvorens iets nie gebeur het nie. Daarom het hulle ook besef dat die proses van wag 'n belangrike proses is. Terwyl hulle gewag het dat die aand verbygaan, terwyl hulle gewag het dat die son sou opkom, het hulle geweet dat hulle ook nie die aand vinniger kan laat verbygaan nie. Het hulle ook geweet dat hulle nie die son vinniger kon laat opkom nie. Maar hulle het ook vertrou dat God met hulle is. En daarom was hulle waaksaam en gehoorsaam. Geliefdes, soms sukkel ons om te onthou dat dit goed is om te wag op die Here. Alhoewel dit nie maklik is nie, is dit soms goed om te wag op die Here. En dit gaan dalk teen een my se grein in. Want ons lewe in 'n blitsige samelewing. Ons lewe in 'n tyd waar dinge vinnig gebeur. En daarom is om te wag nie vir ons deel van ons roetine nie. Hoe dikwels sê ons nie van mekaar in ons spreekwoord, moenie net daar staan en wag nie, doen iets. Terwyl jy wag, begin so lank besig raak. En in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vanaand, dalk die teenoorgestelde.
wag totdat iets gaan gebeur. Geliefdes, vir die disippels wat daar rondom Jesus staan en vra, maar Here, wanneer sal dit gebeur of hoe sal dit gebeur? Is normaal aan ons as mense. Amper soos 'n kind wat sit in 'n kar en vra, is ons al daar? Is ons al reeds daar of hoe ver nou nog? Dan antwoord die Here Jesus en sê, dit is nie vir julle om te weet wat die omstandigheid van die dinge is wat voorlê nie. Julle hoef nie daaroor te bekommer nie. Al wat julle moet weet is, dat julle moet wag en gereed wees vir die dag wanneer die Here kom. Geliefdes, dis dalk vir ons as gelowiges vreemd. Maar herinner jouself dalk in hierdie afgelope Paasseisoen. Die Paasseisoen begin met die tyd waar Jesus gevas het, waar hy in die woestyn beproef is. En dan het sy lewe gevolg en ons het gewag vir al die wonderwerke wat hy gedoen het. Ons het uitgesien daarna om te sien, maar wat sal nou gebeur van hier af vorentoe? En dan word Jesus gekruisig op Goeie Vrydag. Dan moes ons wag vir Opstanding Sondag. En vanaf Opstanding Sondag tot by vanaand, wat dit Hemelvaartdag is, sien ons uit, ook in die tyd wat voorlê, vir die Heilige Gees om ons te vervul. So deel van ons Christelike kalender is ook die konsep van wag. Geliefdes, in die lees van hierdie twee gedeeltes, sien ons ook maar iets van onsself raak, van ons eie menslikheid. As Jesus vir sy disippels sê, wag in Jerusalem, totdat julle vervul sal word deur die Heilige Gees, en van daar af gaan verkondig my woord. Gaan verkondig die koninkryk van God. En dan gebeur die hemelvaart. En terwyl Jesus op die wolke opgeneem word, seën hy hulle, en dan die disippels eintlik maar besig bly in hierdie wagperiode. Hulle het die Here gedank, hulle het gebid, hulle is na die tempel toe om hom te loof en hom te prys. Dit moes vreeslik vir die disippels gewees het, ook. Want hulle het ook uitgesien na wat nou vir hulle voorlê. En Jesus wat nie hier hulle probeer toets in 'n sekere sin nie, nee. Jesus wat vir hulle sê, wees geduldig, want julle hoef nie alleen hierdie taak te gaan doen waarvoor ek julle geroep het nie. Die Heilige Gees sal julle vervul en met julle wees, ook in die dae wat kom, tot die volëinding van die wêreld. En julle weet ook waarheen ek gaan. Ek gaan besig wees om vir julle plek gereed te maak by my Vader, terwyl ek aan sy regterhand sit. Geliefdes, soos die disippels moes wag, moet u en ek ook wag. En dit is 'n uitdagende ding om te bly wag. Soveel so dat ons dalk die horlosie vinniger wil laat beweeg. Soveel so dat ons dalk vinniger uitkoms wil hê. Dat hierdie proses van wag dikwels elkeen van ons lam lê. Maar hoor dit weer vanaand. Dit wat die Here besig is met ons om te doen terwyl ons wag, is net so belangrik op die dinge waarna ons uitsien. Daarom moet u en ek as gelowiges ook hoor vanaand, dat dit waar is, dat dit makliker gesê is as gedaan om te wag. Dat dit makliker gesê as gedaan is om ook rustig te wees en ook uit te sien op dit wat vir ons voorlê. Maar u en ek moet ook die opdrag hoor vanaand.
Bly besig, elke dag. Verkondig en leef so deur die werking van die Gees dat ander sal kan sien dat ons kinders van die Here is. En hou aan die feit vas dat ons elkeen 'n doel het in die gemeenskap waarin ons leef, in ons werksplekke, in ons gesinne. Is God steeds besig met u en met my. En dan vir onsself eerder te vra, maar waarvoor wag ons? Ons vertrou dat God met ons is. Ons vertrou dat God ons gaan kom haal eendag. Maar ons weet ook dat hy ons alreeds deel gemaak het van sy koninkryk. En daarom is hierdie wagtyd, hierdie wag en hierdie uitsien, nie 'n passiwiteit. Nie 'n tyd waar ons terugsit met ons arms gevou en hoop dat die dae maar aanhou sal verbygaan en iets anders sal gebeur nie. Nee. Spesifiek verwag die Here van u en my om steeds besig te bly. En daarom moet ons dit vanaand ook hoor. Dikwels beland ons in 'n situasie waar ons geduld 'n bietjie getoets word. Dikwels verg dit van ons om eers vir 'n oomblik terug te staan en te wag. Daarom as die Here Jesus hier sê vir sy disippels in hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het, gaan wag in Jerusalem totdat die Gees op julle sal kom. Is dit 'n tyd waarin u en ek onsself moet voorberei. Want dit wat vir ons gaan voorlê, gaan van ons baie verwag. Geliefdes, daarom sien ons uit om ook in die dae wat kom, ook uit te sien na die take wat vir ons gegee gaan word. En daarom sien ons ook uit om deur die krag van God opgewek te word, deur die krag van God bemoedig te word, om ook in tye soos hierdie sy hand raak te sien, en ook onsself gereed te maak tydens hierdie wagproses vir dit wat vir ons voorlê. Mag dit u dra. Mag u ook vanaand ervaar dat die Here u vervul. Mag u ook ervaar dat God met u is. Al voel dit vir ons asof God dikwels afwesig is in ons lewe, mag ons die vaste vertroue hê dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Amen. Geliefdes, as slotsang en ook slotgebed gaan ons die Onse Vader saam sing, waarna die seëngroet sal volg.
Geliefdes, wag op die Here. Wag op die vervulling van sy woord. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen. Geliefdes, dalk net so 'n naskrifnota, onthou asseblief van ons nagmaalgeleentheid komende Sondag die 24ste Mei om 8:30 tydens ons oggendedediens. Ek dink dit sal goed wees, geliefdes, as u dalk jouself so inrig dat u aan tafel kan sit of dalk so in die sitkamer ook rondom 'n koffietafel kan sit waar die brood en die wyn reeds gereed staan, sodat u nie hoef rond te skarrel as ons die nagmaal gaan gebruik nie. Ek gaan ook die nagmaal, die elemente van die sakrament deel maak van my prediking. So u kan jouself so voorberei daarvoor en ek sien ook uit om op hierdie wyse ook die nagmaal aan elkeen van u te bedien, waar ons onsself herinner aan wat God reeds vir u en vir my gedoen het. Geniet die res van die aand, môre is weer Vrydag, en geniet ook die naweek wat voorlê. Groete.